Een ding is verseker, op Krulkop Hap ontmoet ek die oulikste, interessantste, fun-loving mense. Okay, ek het regtig waar al lekker verhouding opgebou met van my followers en een van my gereelde followers is Laura. Ek dink ek sê dit reg. Sy sukkel met ag nou wil ek sê emfyseem. Eczema. Okay, my ma het emfyseem gehad. Eczema, julle. En sy maak ook die mooiste matte met haar hande van T-shirts, okay? En ek het al haar werk gesien. Sy's baie baie goed. En ek wil julle baie graag voorstel aan haar. Ek wil hê sy met haar storie deel. As jy iemand is wat van haar tipe matte hou, ondersteun haar graag. Of as jy miskien ook sukkel met dieselfde probleem, chat met haar. Daar kan julle daar wees vir mekaar, 'n support system of miskien resepte uitdeel of raad, 'n skouer wees vir iemand anderste. So ek wag nou net vir hom op te kom en dan gaan sy ons join. Okay, hallo. Lekker om jou te ontmoet. Ja, uiteindelik. Ja, ag, dit is so lekker. Nee, niks. Is okay, ek het 'n kon hier, so dit is hoe dit gaan. Moenie worry daaroor nie. Maar as ek sê hallo oor die foon, dan dink hulle hier's iemand by die hek en hulle moet nou op hulle pos wees. Ag my moeder. Ag my moeder. Ja. Hoorie, so ek het net die gratis version van Zoom, so my tyd is altyd limited. So ek het nou klaar 'n introduction Okay. van die video om te sê met wie ek gaan praat. So spreek ek jou Okay. uit Laura. Yes. Ja. Okay. Daarom kan iemand lees en spelling, Afrikaanse spelling verstaan. Ja, nee, dis nogal 'n interessante naam, Laura. Hoe gaan dit vandag met jou? Hey, ek het gisterand lekker geslaap, so ek voel vandag soos 'n nuwe mens. Okay. Dis nice. Ja, wat jy sê ook vir my, want okay, so Krulkop followers, die rede hoekom ek en Laura gesels is oor twee goed. Sy's 'n oulike entrepreneur, sy maak 'n eie beautiful matte van T-shirt materiaal met haar hande. Ja. Okay? En sy sukkel met eczema, seker reg. Ja. Ja. En sy het nou net vir my foto gestuur en my hart bloei vir die vrou letterlik, want dis fisiese hande, weet harde hande werk en sy love wat sy doen. Maar sy sukkel met eczema. En hier hoekom jy ook vir my sê van die slaap is, want jy sê mos jy sukkel om te slaap partykeer, want jou hele juk die hele aand. Hoorie, dit moet 'n verskriklike ding is om mee te lewe. Dit is, weet jy, dan sal mense altyd vir jou sê, moenie krap nie. Dan sê ek soos, as dit nou iemand is wat rook, dan sê ek vir hulle, okay, hou op rook. Dis mos maklik. Jy weet, want dis nie 'n muskietbyt juk nie. Jy kan nie daai juk vir iemand verduidelik nie. Dit is asof partykeer voel dit vir my, ek kan iemand vra, hoorie, maak my net agter aan jou kar vas en sleep my op 'n grondpad of iets. Laat ek weer heeltemal 'n nuwe vel kan groei of iets. As mense vir my vra, wat kan ek vir jou doen? Dan sê ek, het Shein of Temu of Takealot of iemand, het hulle nuwe velle? Want as hulle het, bestel asseblief vir my een. Sure. Ja, dit is regtig, en jy weet die ding is met dit, daar's baie faktors wat speel. Daar is verskriklik baie faktors wat speel. Ek dink my grootste, okay, ek het baie kosallergie ook, verskriklik baie kosallergie. Maar myne dink ek is hier waar ons bly ook. Ons is hier in Natal. Ons is tussen Ballito en Umhlanga. Maar die humiditeit hier is verskriklik erg. En die vog en die sout in die lug, want ons is presies 800 meter van die see af. So die vog en alles binne in die huis, jou klere mif, alles roes, alles. Ek moet gereeld die huis se mure binnekant was ook, want dit is mif. So, even in die somer, al is dit hoe warm hierso. Kyk, in hierdie somers raak vir jou warm, nee, dat jy... Nee, ons is doringdraad van die hel af, dink ek, hoor. Regtig. Dis 'n baie naam vir 'n boek, so by the way. Dit klink na 'n murder mystery. Maar hoekom trek julle nie? Man, ons het reeds hiernatoe getrek. Ons was in Pretoria gewees en toe het my man werk gekry hierdie kant. Hy's in IT. Toe het hy hierdie kant werk gekry, so toe het ons hierdie kant toe getrek. Maar as ons nou
werk daai kant kan kry deur Pretoria of daar iewers, dan sal ons weer terugtrek. Ja, want Jesus, ek moet vir jou sê, nou, ek het geen vergelyking nie. Al wat ek vir jou kan sê is ek onthou toe ek staan net 8 Desember waterpokkies gekry het, né? Ek wou Ja, mal word. En ek onthou dit tot ja, ek het nou nog letsels van soos op ja, lyf hoe ek myself stikkend gekrap het. Daar's letterlik gate in my ja, lyf, né? Want soos as iemand ja, moenie krap nie. Jy wil mal presies, word. So as ek dit en soos ek sê ek is nou 51, sal dit 8 as ek hoe oud, 15, 16. ja. So ek onthou dit tot vandag toe, né, daai trauma. So ek Nee, kan dis verskriklik, hoor, dit, so en almal wil seker alles aan jou voorstel en gebruik hierdie en doen daai. So ja, wat is jou wat jy weet ek hits jou aan, okay, om regtig ja, 'n TikTok rekening te begin oopmaak en met ander mense ja, praat hieroor want ek voel regtig waar Laura, julle is amper 'n groep op julle eie waar as julle support kan kry. ja, Ek seker julle maak julle eie grappies, julle het julle eie humor, maar die ernstige kant daarvan is van want ek dink dit kan baie lonely raak want soos ek verstaan dit nie. Ek kan vir jou sê ek het begrip daarvoor, maar is daar regtig iets wat bring werk? selfbeeld verskriklik baie af. Dit bring 'n mens se selfbeeld verskriklik af. Want as jy nou dorp toe gaan, dan moet jy eers kyk wat gaan jy nou aantrek om soveel as moontlik te cover. Want jy kry ongeskikte mense is die wreedste diere op aarde. Regtig hulle is, né? Nee? Ek het eendag op Post net gestaan en die ou, jy kan mos aanvoel as iemand vir jou kyk, né? Nee? En toe ek so omkyk, sien ek hoe staar hierdie ou vir my en kyk, ek sê mos altyd vir mense, as jy nie die waarheid wil weet nie, moet my eerder nie iets vra nie, né? En ek kyk op toe so, ek sê vir hom, lyk dit erg, hè? Ek sê vir hom, moenie worry nie, dis nie aansteeklik nie, hoor. Ek kan niks vir jou gee nie. Dis, want dis hoe mens later voel, verstaan jy? Want ek kry dit in my gesig ook, dat tot my ooglede het al oopgebars, né, hierbo op. Jy kan nie daai seer vir iemand beskryf nie, jy kan nie, dit is, en ek was al by homopate gewees, ek was al by GP's, ek was al by dermatoloë en, ja, dit Hoe is, weet jy dit al? toe ek klein was, het ek al allergieë en goeters gehad. Toe het my ma en my by dokters gehad en goed. Dokters kon toe al niks vir my gedoen het nie. Toe het ek vir jare lank, toe het ek nou gedink, okay, ek het nou alles ontgroei, né? Ek is fyn, alles, en toe ons nou weer hierdie kant toe trek, toe begin dit nou weer. So dis hoekom ek sê, ek dink definitief die klimaat en goeters speel 'n massiewe rol in my situasie. Want almal se situasies is nie altyd dieselfde nie. Wat vir een ou werk, gaan nie vir 'n ander ou werk nie. So, ek kon al my eie diskiem oopgemaak het, met al die salwe en goeders wat ek al probeer het, hoor. Eintlik moes ek alles verkoop het, ek kon nou al skatryk gewees het. maar ja, maar weet jy wat, ek voel, as ek nog asemhaal, nee, dan voel ek, I still got a purpose in life. Ek gaan nie laat hierdie kak my onderkry nie, ek gaan nie. Ja, maar moet gaan aangaan. Want ek voel jy met mense educate hieroor. Ek weet van die ou wat nou kyk en Ja. weet jy wat baie keer kyk mense want hulle weet nie beter nie. Ek kom nie op vir iemand wat nou net Ja, pynweg net nie nice is nie. Okay, maar en ek voel net ja, die mense soos jy wat jy het so lekker sterk persoonlikheid. Ek is mal oor jou. Ek dink ek en jy het al 'n jaar terug gepraat. Ons klik ja, wat is altyd baie reguit, maar ek voel net ja, miskien met iemand soos jy regtig geware voice begin wees vir ander want jy ja, het so 'n lieflike persoonlikheid en ek wil nou graag oor jou besigheid ook praat want dit is wat jou ja. tik. Jy maak hierdie ongelooflike mooi matte. Ek voel Jenny waar jy kan 'n groot verskil maak in ander mense se lewens. Man, sal ek graag wil. Ek het actually nou, die laaste keer toe ek nou weer stok gaan haal het, toe ek Jan gaan haal het, toe het ek met 2 vrouens gepraat, wat met charity betrokke is. Toe sê ek vir hulle, ek is bereid om my kort stukkies Jane goeders vir hulle te gee. Dan gaan gee hulle dit, want ek het en baie mense gaan my seker nou met klippe gooi, nê, maar ek worry nie. Ek het 'n probleem met mense by shelters. Mense by shelters is gewoond, hulle kry net alles, en dis vir my 'n probleem. Hoekom begin ons nie
Toe het ek nou met hierdie 2 vrouens gepraat en gesê, ek gaan vir julle, hekelnaalde is nie so duur nie, breinaalde is ook nie so duur nie. Ons kan dit vir hulle koop. Okay? Dan gee ek sal die T-shirt Johan skenk. Ek sal dit skenk, né? Nee? Dan leer ons hierdie vrouens, man, ons hoeveel mans wat ook hekel, né? Nee? En dan begin hulle goeders maak en ons help hulle om dit te verkoop. Hulle begin vir hulle self werk en goed, verstaan jy? Dan sit hulle nie net heeldag en doen niks nie. Ja, want jy En dan het ek 'n ander idee ook vir hierdie shelters, né? Nee? Vir die mense by die non-profit organisations. Ek gaan dit doen, né? Nee? Ek gaan mense bymekaar kry. Laat ons saad koop vir hulle. Tuinslange, spitvirke, grawe, want die gronde waarop hulle is, hulle het baie oop grond. Laat hulle hulle eie groentetuine begin. Hoekom nie? Ek meen, come on. Dan sit hulle nie heeldag daar en wag net, ja, hier kom die bakkie alweer, lekker klere wat ons verniet kry. Nee, kak daarmee. Werk 'n bietjie. Nee, luister, ek ondersteun 100% nou wat jy nou gesê het. Want alles is daar 'n weg. As jy wil, jy moenie net pakketel staan, jy moet bietjie kom, jy moet exactly. Want jy onder andere en ek werk baie hard vir ons geld. Baie hard. Exactly. Ek voel regtig net. Baie van daai mense, hulle sit nie daar, hulle doen regtig heeldag niks. Ja. Ja, ek hoor jou. So ek voel as 'n mens hulle, ja. Vertel ons van jou besigheid. Okay, so het ek hierdie wonderlike man 'n paar jaar terug ontmoet, wat nou vandag my man is, né? Nee? Ons het ontmoet, ek was barlady gewees, hy was een van die customers, né? Nee? Ek het altyd vir hom gesê, moenie verlief raak nie, want jy gaan jou tyd mors, kyk waar sit ons vandag. Maar anyways, hy sê vir my, nee, ek moet nou die barlady werk stop, hy gaan vir my sorg. Ek sê vir hom, luister ou wors, I'm not that kind of girl, hey. Ek is nie een van daai girls wat net by die huis gaan sit en ek kan nie. Ek sal van my kop af raak, ek kan dit nie doen nie, né? Nee? So het ek nou gekrappe gekyk, wat gaan ek nou doen van die huis af? En want het ek swanger geraak ook, kinders, alles, maar even as ek swanger is, kyk, ek lyk soos 'n seekoeie, as ek swanger is, ek tel niks minder as 25 kg op nie, ek dra ongelooflik groot, né? Nee? Maar anyways, en toe het ek die matte, toe het ek nou maar net hierdie ding gekry, en ek soos, maar kom ek try dit net, en kyk wat gebeur. En toe het ek gesien, en in die tyd wat ek dit nou al doen, nee, is daar soveel ander vrouens, en ek doen gereeld my marknavorsing ook, elke maand doen ek marknavorsing, ek voel dit is baie belangrik, mens moet dit doen, dat jy nog steeds, ek wil eerder 100 kliënte hê van R1 elk, as wat ek 1 kliënt het van R100. So, en ek moet sê my matte doen, ek het al matte in Swaziland in 'n gastehuis ook, ek het al matte in Australië ook, wat al Australië toe gegaan het ook. Wow. So, ek voel regtig, waar daar 'n wil is daar 'n weg. Ek weet mense, kyk, ek het ook al baie lelike grondpad in my lewe geloop, ek het al baie swaar gekry, regtig ek het. Ek was 'n drug addict gewees ook. Ek was al 2 keer in die tronk gewees ook, ek was al in rehab gewees, verstaan jy, maar ek voel, as jy wil, dan kan jy, en jy gaan, maak nie saak wie wat vir jou sê nie, reeds as mense vir jou sê, maar, dink jy kan dit doen, dan moet jy sê, weet jy wat, ek gaan jou wys, ek kan dit doen. Ek gaan jou wys, ek kan dit. Jy moet daai mense dan verkeerd bewys. Dis hoe ek maar die lewe sien. En dis hoekom ek sê, partykeer is my vel so seer, nee, dat as ek gaan stort, dat selfs die water, net die water, want ek nog nie eers seep gesmeer nie, dat die water brand soos kolevuur. Maar, soos ek sê, ek voel, as ek nog hier is en ek haal nog asem, dan is my purpose in life, it's not done. Dit is nie klaar nie. Ek moet nog iets doen, ja. Hoe lank is jy nou skoon?
Jessie, dit is nou al baie lank. Goeie aarde. Want die feit dat jy nie kan onthou nie is 'n goeie ding. Ek wil net vir jou sê ek is baie Ja, trots. want dit is baie lank. Ja, nee, ek weet jy sê ek's baie trots op jou en well done, want presies wat jy nou gesê het, weet jy, ek sal nooit sulke mense judge nie, want elke ou op hierdie Ja, aard, ek en Brett het nou die dag 'n onderhoud gehad en ons het onder andere hieroor gepraat, want ons het gesê, ja, daar's Brad Pitt, een van die mooiste mans in die wêreld, al die geld in die wêreld kan enige vrou kry, hy yes, elke human ja. being het iets. Okay, en vir jy wat Nee, luister, ek verseker. en don't judge, okay, hou op judge, want dis jou fout. So sommer net gou-gou jou op jou Yes. sit. Maar ja, Laura, Ja. ek is baie trots op jou, maar kom, sê net gou vir mense, hoe kan hulle jou beautiful matte, want mense, hierdie vrou maak matte uit t-shirt materiaal. Jy kan dit in die wasmasjien was. Dit is die Ja. beautifulste matte. Okay, dis groot, rond, jy kan jou sizes met haar bespreek. Waar kan mense Ja. uitvind oor jou matte en watter bladsy kan hulle volg? Wil jy jou nommer los? Vertel gou vir ons voor ons afsluit, waar kan hulle uitvind van Ja. die matte? En ek wil net vir jou sê, Ek het 'n is bly jy het Facebook vir my blad. gekom, hoor. Ek het 'n Facebookblad met die naam Lou Annas. Dis my naam en my dogter se naam wat ek combine het. My naam is Laura en sy is Luciana. So dit ek het Lou Annas gemaak. Ek kan die link stuur ook. Ja, ek En sal dan is en my selfoonnommer is 066 297 1292. En ja, ek kry mense wat my al 2 uur in die oggend ook gekontak het vir 'n mat, believe it or not. Dan sê ek soos, hoe weet jy ek slaap nie? hoorie, ek is mal oor jou. Ek wens jou alle sterkte vir jou besigheid en ek hoop regtig uit my Dankie. hart uit. Hierdie was 'n kickstart, okay? Vir jou Ja, platforms te begin om jou storie te deel, want weet jy wat, I buy into people en ek sal jou altyd support purely omdat jy opreg is, jy het jou eie pad gestap, jou besigheid vat jy ernstig op. So ek wil net vir jou sê, jy het my vote 10 uit 10, genuine. En ek sal Dankie. aanbeveel julle vir enige iemand wat van daai tipe matte hou. Dis 'n baie mooi geskenk ook. ja, dit is. Even vir 'n baby shower dalk of ietsie soos dit, 'n kitchen tea of whatever. En dan doen ek die houtdekor ook mos. Yes, so post van daai goed Ja, op jou bladsy. Mense kan dit daar gaan kyk ook, maar ek en jy Ja. sal nie weer praat. Baie dankie dat jy beslis. tyd gemaak het vir my. Dankie vir jou. Ek kan nou net so hou, né? Hier's een sak. Kyk hierso. Oh my word. sien jy? So nou en dis groot sakke. Dit is massiewe sakke, né? Oh, Shay, my Chrissy. Kyk hierso. sien jy, né? Wow. Nou moet ek hierdie kyk hier, né? sien jy? Ja. So nou moet ek dit nou nog eers untangle en uittrek voordat ek kan begin hikkel. Wat 'n amazing talent. So ja, Geniet jy dit? Geniet jy? baie. Okay. Ek geniet dit baie, ja. Dis die Dit is belangrikste. my baie lekker om dit te doen. Dis Ja. die belangrikste.